Ek kan maar sit. OK, dan sê sy daar precies. Dankie. Ja, hoe sê ek, vanmorgen gaan ek nie vir julle lees uit die Bybel nie. Dit gaan 'n gedeelte van die Bybel wees, ja, maar kom ons sê dis storietyd. En ons hou mos van stories. Weet daar nie, middeleeue, noem ons die medieval times. En die manne nog met die swaarde geveg het. Hierdie plaasboer so op 'n koppietjie gebly. En hy so omtrent so 1000 kilometer af, het hy sy land gehad. En hy daai stuk land met sy 2 werkertjies, en dan het hulle hierdie regte hout ploeg gehad met 'n os. Het hom so deurgewerk. Bietjie harder, OK. Kom ons kyk hom net daar, beter? Sy nou beter, OK. En soos wat hy gewerk het met hulle, het hulle al die bossies uitgetrek, soos dit daai tyd gegaan het, hy het so akker gehad wat hy bewerk het. Nou het hy hom skoon gemaak, maar dit vat hulle so 4 na 6 weke om al die bossies uit te trek, en die gras reg te kry, en die grond reg te kry, want hulle moet nou wag, hulle hou nou die reën dop. Want as die reën kom, dan kan hulle begin saai, en hy wil graag koring saai. So elke oggend, dan stap hulle daar van bo af, bultjie af tot onder, bewerk die land, kry hom reg, gaan weer terug die aand. En uiteindelik kom hulle toe, dat hulle, soos die boere nou maar, die weer ken. Die weer is aan die kom, ons gaan nou reën kry. Reg, nou moet ons saai vinnig, dat ons die saad in die grond kry. En is daar af, maar nou, ook daai jare, was die saad nou nie mooi in sakke nie. Hulle het sulke, wil ek amper sê, konkas gehad, party sakke, en dan het hulle dit so oorgegooi, en dan het hulle dit in hulle sakkie gesit, wat hulle mee gesaai het. En, soos ons nou ook die ding ken, daai saad was nie altyd suiwer soos vandag nie. Hulle het nie so proses gehad vandag, maar die saad mooi skoon is en reg is. Is daar af, en hulle het hulle saad gaan saai en klaar gekry. En nou die volgende ding is, hulle moet daai saad bietjie toegooi. So hulle begin weer met die volgende plaasimplement, maak die grond toe, dat die saad mooi lekker lê. Nou wag hulle vir die reën. Right. En soos ons boere dit nou weet, 3 dae later, reën dit. Reën is daar. Nou, kan julle my sê, hoe groei die saad nou skielik? Want so 2 weke later kan jy sien, daar kom die plante op. Wie laat daai saad groei? Nie die boer nie, nie die werkers nie, niemand nie. Daai saad groei van hulle self, want hulle kry die water. En die water vertel vir die saad, julle moet ontkiem en groei. So 2 maande later, is oes op die land, nou moet hy afgehaal word. Nou kom die werkers by die plaasboer en sê hulle vir hom, soos nou 'n bietjie probleem hierso. Hier staan baie koring, maar tussen hierdie koring is kakiebos en kiepersol en al hierdie ander goeders wat nie hier moet wees nie. Wat gaan ons nou doen? Moet ons maar eers al die onkruid uithaal, en dan, soos dit uitgehaal het, dan begin ons. Nee, sê die plaasboer vir hulle, maak hulle almal by mekaar. As hulle hierbo kom, waar ons hulle gaan sif, dan sal ons hulle skei. So ons gaan dan een kant goeie saad gooi, en die ander kant die onkruid. Want julle weet, wat doen ons met die onkruid? Ons gooi hulle in die vuur, ons verbrand hulle. En dit is die punt wat Jesus ook vir ons vertel het. Ons kry die saad, en daai saad groei in elkeen van ons. Maar wat maak jy met daai saad? Want ons hoor die woord, met ander woorde die water kom. Laat jy hom groei, of begrawe jy hom? Laat jy hom ontkiem in jou lewe, dat jy kan vrug dra.
God gee vir ons daardie water, daai lewende water, wat ons almal ken. En dis die water van die lewe. En dan sê hy vir ons, jy vat daai saad en jy loop met dit. En as jy nou God se woord aangeneem het, dan gaan vir ons gou daai ander liedjie speel, net voor jy hom opsit, Roan. Presies hoe die saad met jou werk. Jy het die saad, jy werk met die saad, jy groei die saad, want jy kry die saad. En omdat hy daar is, bedoelende die water is daar, God is daar, en hy werk met ons elkeen. Moet ons dit vat en laat groei. En dan dra ons vrug. Maar ons verstaan nie altyd wat is die vrug nie. Vrug is baie maklik, soos 'n voorbeeld. Ons het vir haar gebid, sy getuig. Dis die vrug van die Gees, ons het almal vir haar gebid. Elkeen van ons, hoekom kry ons hierdie probleme in die lewe? Jy gaan deur daai probleem, maar wat maak God met jou? Nobody loves it, dis nie lekker nie. Ek het nog nooit 'n ou gesê wat sê dis lekker, as hy in daai situasie is nie. Maar as hy klaar deur is, dan sê ek baie keer, yes Here, I love it. En wat het hy gedoen? Hy het jou sterker gemaak. Jy het uitgekom uit daai situasie, en hy het jou deur gedra. Ons sing dit baie keer, God dra ons deur. Maar, waar het jy jou geloof ingesit? Op daai water, daai lewende water, wat jou lewend maak. Daai tyd wat jy in daai situasie is, voel dit asof jy nie dood is. En ek sê baie keer, ja, dis hoe Jesus die 3 dae in die graf was. Hy is ook in die dood. Ons voel baie keer, nee, ons gaan dit nie maak nie. En as ons daar uitkom en ons staan op, met wie staan ons op? Met Jesus, Christus. Hy het ons daai krag gegee om op te staan. Daarom is ons sterker. Daarom kan ons dit doen. Daarom weet ons, hy is die een wat ons ondersteun en beskerm. Kan hom gou speel? Voor ons dit speel, okay. Is dit 'n sang wat nou kun jy gemaak is, nee. Anders gaan hom op Facebook blog. Okay. Gaan die mense nie die preek kan hoor nie. Dit is hoekom ons eers die dinge onglad. Okay, ons doen hom laaste. Nee, is reg, jy's reg. Nee, jy's reg. Kom ons doen hom laaste. Ek sal hom doen as ons afgesluit en dan sal ek kom vir ons speel. Okay, asseblief, kan ons net ten minste nie insit. Anders gaan ons preek hoor. Ja. Want hulle blokkie. Okay, 100%. Nou kom ek by jou verhouding met God. Want jy het nou die woord gehoor. Jy wil nou begin groei in God. Nou, hoe gaan jy dit reg kry? Jy lees die Bybel en jy dink jy het 'n verhouding met God. Dis soos wat ek altyd sê, dis die skynheilige Christen. Hy dink hy ken God, maar God ken hom nie. Die verskil kom daarby in. Ken jy God? Want as jy God ken, en ek sê dit met 'n hoofletter, dan ken God jou. Ek gaan vir ons, het ek vir ons 'n vorm uitgewerk vir die mans en die vrouens. En elke een gaan hom later post op, maar gaan hom nou eers met julle vinnig deurwerk. En wat ek bedoel by dit is, hierdie vorm is 12 name vrouens, 12 name mans, wat in die Bybel voorkom, wat ek wil hê wat julle moet vat en gaan lees. En dan kyk jy, byvoorbeeld by die vrouens Rut, nou lees jy van Rut, nou gaan lees jy Rut se verhaal. Is jy 'n Rut? Kan jy jou assosieer met dit? Of is jy dalk 'n Ester? Onthou sy het vir haar volk gebid. Rut het weer gesê, ek sal saam met Naomi gaan, sy was 'n Moabiet. En sy het oorgekom as 'n Israeliet. Dieselfde met die mans. Ons het daar vir Abraham, ons het daar vir Serubabel. Dis verskillende karakters. Maar elke een van daai karakter, ek het vele Bybelverse op daar gesit, kan jy gaan kyk en jy kan hom gaan lees. En sê, okay, ek en hierdie ou, ons kan dieselfde ding doen.
Want dan gaan bid jy oor daai saak met die Here. Want jy voel in jou hart, dis wat die Here wil hê jy moet wees. Bedoelende, soos 'n Dawid, soos 'n Abraham. Want dis jou pad wat jy met God gaan loop. Want God wil daai pad vir jou gee, sodat jy hom beter kan leer ken. Ons verstaan dit nie altyd bedoelende in die begin. Hoekom hierdie ou en ek kom goed oor die weg, maar ek verstaan nie mooi, Here, wat wil jy sê nie. Maar dit is hoekom jy jou Bybelstudie en jou werk met God deurwerk en vir hom sê, Vader, vertel my, wat wil jy hê moet ek doen? Want ons gaan baie keer dalk kry, Jesus, maar hierdie ou lyk goed en daai ou lyk goed, maar hierdie ou, Jesus, ek dink ek gaan beter by hom pas. Sê die Here vir jou, nee, jy is eintlik miskien 'n Dawid, jy is miskien 'n Abraham. Abraham het voorbidding gedoen, ook vir sy mense, soos Esther. Selfde ding, met 'n ander karakter. Elke keer het hulle God behaag, het hulle gedoen wat die Here wil hê hulle moet doen. Want vir ons daai een op van die mans asseblief verwant. Ja, maak hom net terug daar, gaan boontoe. Ja. Okay, daar is hy. En ons begin daarbo by Abraham. En Genesis 7:5 sê, daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham. Want ek maak jou vader van 'n menigte van nasies, vader van geloof. Is nogal 'n baie, ek wil amper sê, heavy karakter daai. Want om geloof te hê, om te bid, moet jy geloof hê, dat jy weet jy het geloof. En gaan kyk na Abraham se karakter, hoe God met hom geloop het, en hoe goed met hom geloop het. Dan het ek 3 vrae daar. Watter gedeeltes van Abraham se lewe kom ooreen met jou in die Bybel? Nou eintlik is dit maklike vrae. Hoekom sê ek maklike vrae? Jy het al 'n pad met die Here geloop. Jy weet al watter gebede God vir jou geantwoord het. So dis baie maklik. Nou weet jy, Here, maar ek het al klaar geloof. Ek moet dit net laat groei. Daai mosterdsaadjie kan ek nou maar bietjie water gee dat hy koringkorrel word. En dan kan ek hom nog 'n bietjie water gee en dan word hy 'n mieliepad. Wil jy verstaan waarvan ek praat? Dis hoekom ek sê, dis baie maklik. Dan die volgende een, beskryf die hoop wat uit sy storie voorspruit. Nou wat ek bedoel by dit, is baie maklik ook. Want Abraham het vir ons gegee geloof. Dink jy het die geloof? Gaan jy dit kan aandra? En sal jy met geloof, as ek vir jou sê, kom ons bid saam vir hierdie persoon wat siek is. Al wat jy doen in geloof. Here, ek bid vir die persoon dat hy gesond word. Want ons gaan later kom by die gawes van die Gees. En een van die gawes is geloofsgenesing. En dan daai persoon word gesond. En al wat God van jou verwag, hy wil nie hier kom, jy moet snaakse stories sê nie. Dood eenvoudig, Here, hier is ons, hier is die probleem, los hom vir ons op. Dankie Here, jy het hom opgelos. Probleem opgelos. Ons het nie spanners nodig om te swaai daar en geen tolkrentjies om te trek nie. Chop, chop, en is uitgesorg. Dan die laaste een, wat openbaar sy lewe vir jou in die Vader se hart. Abraham vat ons en hy het 'n pad met God gestap. Dit openbaar dit of wys vir ons hoekom hy met God kan praat. Toe hy gaan bid het vir Sodom en Gomorra. Hy sê vir die Here, okay, jy wil hulle nou gou hier so wipe van die aarde af. Ons weet, dis baie maklik vir die Here, dis nie 'n probleem. Maar as ek mag praat, Vader, kan ons hulle dalk spaar as daar 30 regverdiges is. Hoor mooi, regverdig is nie Christen nie. Sê die Here, ja, ek sal hulle spaar vir 30 regverdiges. Toe gaan hy nog 'n stap verder, toe sê Here, maar as daar dalk 20 is, sal jy hulle spaar. Sê die Here, ja. Weereens is jou verhouding met God. Onmiddellik antwoord God jou, onmiddellik vertel hy jou. En hy het so met God, wil ek amper sê, gebager.
tot en met 5 regverdiges. As daar net ten minste 5 mense is, sal jy hulle spaar, sê die Here ja. Die hartseer van die saak is, jy moet none. En dit is hoe jy verder in jou geloof bid, en wat ons baie keer ook noem, mense wat intercessors is. Wat jy bid vir God, oor 'n saak, tot God. Dis ook 'n pad wat ons later sal loop en vir julle wys, want daar sekere sake wat ernstige sake is, wat jy selfs vas. En daar's verskillende maniere om te vas. So dit is ook nog 'n groeiproses, wat ons lekker sal deurgaan. Maar dit is die maklike gedeelte. Want as jy sê, Here, ek en Abraham, ons kan by mekaar uitkom, ek kan dieselfde ding doen, dan is jy reg. Boas dan inteendeel, kom ons by Rut uit, wat hy gedoen het, maar Boas was die man wat Rut gevat het, en Boas was 'n Israeliet. Maar, sy gedeelte daarso is, julle sal sien, Abraham was die vader van geloof. Boas was 'n bloedverwant en 'n verlosser. Nou as julle 'n probleem het met dit, praat met my. Ek gaan vir julle presies verduidelik, want hy het die lossingsreg oorgevat op die land. Met ander woorde, nou kom ek eintlik terug na ons as manne toe, presies daai vaderskap. Wat jou verantwoordelikheid? Wat doen jy teenoor jou huis? Hy het die huis van Naomi basies oorgekoop, want haar man was oorlede. En hy het daarvan die pad verder geloop. Kom ons roep die vrouens in gou op, asseblief, Roan. Ons begin daar met Anna. Anna was 'n profetes. En sy was baie oud. Sy was 84 jaar oud. En wat lees julle van haar storie? En sy het swanger geword. Nou ja, hoe werk die Here so? Dis hoekom ek sê, hy's baie uniek. Hy werk met elke mens uniek. Kom ons gaan vinnig terug na Sarah toe, Abraham se vrou. Sy was 99. En sy het swanger geword. So, kom ons by daai punt uit. Hoe God se unieke verhouding met elke mens is. En dis wat hy verlang van elke mens. Daai unieke verhouding. Dit is hoekom hy met ons, elkeen vir ons wil sê, maar lees daai stuk, werk hom uit en kyk waar pas jy. Ons het daar verder het ons ook gegaan, Deborah. Deborah was ook een van die, sy was ook 'n profetes, maar sy het die Israeliete gerig. Met ander woorde, sy was 'n regter. Sy het vir die volk gesê, dit en dit en dit. So Samuel was. Selfe werk, selfe job, met 'n vrou. Wat dit interessant maak, dat die Here nie altyd sê, wat ons vandag sê, this is a man's job, this is a woman's job nie. Onthou, as God jou eers aangestel het in daai posisie, dan moet jy weet, dat jy weet, God gee vir jou 'n spesifieke taak. En hy vat dit nie ligtelik op nie. Hy maak seker dat jy daai taak doen, presies soos hy dit sê. En ek sal hom opsit en dan kan die vrouens deur hom werk en die mans deur hom werk en julle kan vra. Julle kan op die groep vra of 'n pastoor vra, pastoor tuis. En daarop werk. En met jou stilte tyd vir die Here sê, Here, maar dit is die storie. Dit is hoe dit werk. Want God kom op 'n paar punte neer wat hy vir ons sê. En ek gaan daar 6 punte wat vir God baie belangrik is. Sy eerste een is, ons moet hom eer in alles. Want hy kom nie eer toe, maar onthou sy naam. Moenie dit vergeet nie, dis baie belangrik. Ons eer sy naam en ons eer hom.
omdat hy God is. En dan die tweede ding is, sy genade is vir ons almal genoeg. So ons mors nie met dit nie. Ons vra vergifnis elke dag. Dis baie belangrik om met God te kommunikeer en met sy genade nie te mors nie. En dan vir ons wat mense is, waarskuwing. Ons moet pas op vir hoogmoed. So ons bly altyd nederig. So saam met hom wandel. Want dis wat hy ons leer. Nederigheid gaan die eer vooraf. Hy sê dit in Spreuke vir ons. So as ons nederig na hom toe kom en vir hom sê, Here, vergewe ons, U ken ons, dan doen ons. En as ons doen, kom ons by die vierde punt. Dan luister ons wat God sê, en ek kom by daai wysheidpunt uit, dan luister jy en jy doen, en jy gaan aan. Want ek het dit al by baie mense gekry, by punt 5. Almal dink nee, die Here is 'n gimmick. Ek sal alles self fix. Ons mans is baie keer so hardkoppig. It's not gonna work, bra. Jy kan vergeet, jy het die eksamen gedop nog voor jy begin. En dan kom ons by 6. As ons luister en ons praat en ons doen wat God sê, wat reg en verkeerd is. Hy gaan vir ons baie keer sê, kyk, jy is nou 'n bietjie verkeerd, kom ek op die regte pad. En ons luister na hom, dan word ons gehoorsaam aan hom as 'n disipel of 'n dienskneg of 'n regverdiger teenoor God. Maar daai wysheid wat ons kry, weet julle watter gees kom eintlik in jou? Dis die gees van gehoorsaamheid en leerbaarheid. Dan begin jy leer wat God jou vertel. Ons kan nie elke dag kom praat. Van maandag tot sondag, elke dag. Maar as jy nie wil leer wat God vir jou sê nie, ek meen, ons was almal op skool, Jesias, 'n stadium met jy nie skool toe gegaan het. Dan was daar weer 'n stadium met jy wou skool toe gaan. Ons ken daai ding, ons is almal daardeur. En God werk net so. Jy gaan partykeer kom, ek het vandag te veel dinge om te doen, ek gaan nie by die Here uitkom. Sorry, but sit nie baie goed eenkant, ek gaan sorg eers die Here uit. Hy is belangrik. Want al wat jy kan doen, wat so maklik is soos dit, en ek het kry dit baie in my lewe, en dan sê ek vir die Here, alright Vader, hierdie dag, 24 hours, not gonna work for me, I'm looking for 28 hours, klaar. Sê die Here, moenie worry nie, ek is besig om jou dag uit te sorteer. En dan doen ek alles, in 16 ure. Hoekom? Jy het met die Here gepraat daaroor. Hy sort jou tyd uit. Kyk, hy is die Vader van die tyd, jy kan maak wat jy wil. Hy reguleer die tyd, soos ek altyd sê, hy het jou vervaldatum vasgestel, hy het jou vervaardigingsdatum ook vasgestel. So hy weet wat in between gaan gebeur. So jy hoef nie daaroor bekommerd te wees. Al wat jy moet doen is, kom by hom uit. Die res is sy probleem, om het amper nutshell te stel. Jy hoef nie met die res te worry nie, hy sal daaroor worry. Want hy sê vir ons, as julle bekommer oor een ding, dink julle wat julle nie opgelos kan kry nie, ek sal dit nie vir julle kan oplos. Ek gee dit nou in my weergawe, maar God se weergawe sê dit reguit. Dink jy gaan 1 el by jou lengte voeg, deur jy te bekommer oor iets? Jy gaan niks verander nie. God sal dit uitlos. Hy sal dit uitsorg. So, weer eens, ons kom terug na die geloof toe. Here, kom na U toe. U is my Vader. U is die een wat sê, ek voorsien in alles. U is die een wat sê, moet jou nie bekommer nie. Hoekom sê hy dit? Want selfs Salomo, in al sy heerlikheid, was nie bekleed soos een van hulle nie, dan verwys hy na die lelies van die veld. Waar gaan ons uitkom? Ons is te kort. Hy is die een wat hierdie ding ken. Ek sê baie, God is baie lank in the human game. In die mense game. Hy ken ons. Dink jy hy sal
vir jou 'n probleem gee, wat hy nie reeds die antwoord vir het nie. Hy wil net sien, hoe gaan jy daai probleem hanteer? Gaan jy hom vertrou? Gaan jy deur die probleem? En gaan jy hom dankie sê daarvoor? Want dis die eerste een wat ek gelees het. Ons eer hom en ons dank hom. Ons voel dit nie altyd daar nie. Die oomblik as jy daar in die storm is. Maar hou maar jou oë op Jesus. Moenie wegkyk nie. Ons doen dit baie graag. Hou dit daar. Hy sal jou deurdra. Hy het dit gesê in sy woord. En dis so maklik soos dit. Nou kom jy na die Here toe en sê vir hom, Vader, ek wil hê, jy moet my help met hierdie probleem. En hy sal jou help. Want dit is, ek wil amper sê, sy job. Klaar. Hy sê dit, hy sal jou help. So, hoekom het jy 'n probleem daarmee? Hy het nie 'n probleem daarmee. So, die probleem lê by ons. Werk daaraan. Here, sorteer my, asseblief. En God sal dit doen. Ek gaan vir ons afsluit met 'n gebed. Ons hemelse God, U wat ons Vader is, U wat ons Skepper is, die Heerser van die heelal. U wat op die hemeltroon is, wat ons ken by die hart, ken by die naam, ken by die siel, ken by die gees. Ja, Here, selfs U toets ons niere en ons hart. En U oë deurloop die aarde om te kyk wie se hart op U gevestig is. Daarom toets U die mens. Daarom ken U die mens. Daarom het U die mens lief. En ons as mense verstaan dit nie altyd nie. Ons loof U, want U is groot. Daarom bring ons elkeen wat hier is, na U toe. In die geloof vra ons, Here, vir elkeen se saak. Vir elkeen se oplossing. Vir elkeen se probleem. Ons dank U vir die probleme, Vader. Want as hulle nie daar was nie, sou ons nie sterker geword het nie. Ons loof U vir die oplossings. Ons prys U dat U aan elkeen van ons sal gee wat ons vra. En dat U ons sal seën, soos U sê in die woord. Die Here sê, U seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig skyn en aan jou vrede gee. Ja, hy sal jou gebede hoor. En hy sal jou gebede verhoor. Want jy is sy kind. En hy ken jou by die naam. Daarom dank ons U Vader vir daai shalom vrede wat net U en U alleen ons kan gee. In die naam van Jesus van Nazareth vra ons U. En ons dank U daarvoor. Amen.